Gebeure vir mans. Ek het al die liefdesverhale in die Bybel gaan opswat om te kyk watter golden nuggets kan ek daaruit kry om te bid vir die mans in ons lewe. Hierdie is 'n reeks van gebede. So bid so vir jou man, vir jou kerel, vir jou aanstaande verloofde, vir jou broer, vir jou vriende, vir jou pa, vir jou vriendinne se mans. Moses en Sipora. Eksodus 2 vers 21. 1. God kan enige kanaal gebruik om vir jou 'n trouman te gee. Hierdie is meer 'n lesie as 'n gebed. Ons word so geleer dat die beste plek om 'n trouman te ontmoet is by die kerk of op een of ander respektabele plek. Maar Sipora, die vrou van Moses, waarskynlik een van die grootste profete ooit hier op aarde, het sy vrou Sipora ontmoet terwyl hy gevlug het as 'n moordenaar. En daar is baie kerkdebatte aan die gang of Sipora vir ons God aanbid het of nie. Want daar pa jy sien, Jethro was 'n profeet van Midian en baie skole sê hulle het afgode aanbid. Soveel kere gesels ek met vroue wat skaam is omdat hulle mans ontmoet op dating sites, op Tinder of ander plekke. So indien God vir Moses 'n vrou laat kry het in die woestyn, glo ek God kan enige kanaal gebruik vir ons om iemand te ontmoet. So indien jy nog ongetroud is, of jy is getroud maar 'n vriendin van jou is ongetroud, moenie skaam wees oor die ontmoetingsverhaal nie. God gebruik enige kanale. 2. 'n teachable heart, 'n leersame hart. Nou met hierdie agtergrond dat Sipora nie 'n Jood was nie ons God aanbid het voordat sy vir Moses ontmoet het nie, is daar 'n baie kort verhaal in Eksodus 4 waar Sipora die 2 seuns van haar en Moses besny en Moses laat dit toe. Daar is ook baie debatte aan die gang wat sê dat Sipora het hierdeur Moses se lewe gered omdat hy buite die verbond was om die seuns nie te besny nie. Ek het al met soveel mans gesels wat net so toegesluit is, hulle harte is toe, hulle ore is toe, dat hulle glad nie na enige raad of teachings wil luister nie. En ek dink dit is een van die grootste struikelblokke met die mans vandag. Wat sou hulle gedoen het as hulle in Moses se skoene was? Sou hulle geluister het na die vrou? Of sou hulle haar ook afgevee het dat sy niks weet nie? Want sy was waarskynlik baie nuut in die geloof. En alles wat sy geweet het, onthou dis voor die tyd van Bybels, van die geloof het sy van Moses geleer. En hier kom die student en leer die onderwyser. So bid gereeld vir die mans in jou lewe, dat hulle 'n teachable heart sal hê, dat hulle sal luister na nuwe leringe, nuwe ontdekkings en nuwe openbarings. Vrouens oor die algemeen het baie makliker 'n teachable heart. Ek weet van verskeie vrouens wat al gedoop is, maar of hulle dit nou in die geheim van die man doen, of hulle doop hulle self alleen. So bid dat die mans ook soos Moses sal luister na die nuwe vars openbarings van hulle vrouens. 3. Moses was sagmoedig. Numeri 12 vers 3. Maar die man Moses was baie sagmoedig, meer as al die mense op die aardbodem. Weet jy wat is die mees interessantste gedeelte van hierdie versie? Wie het die Torah geskryf, die eerste 5 boeke van die Bybel? Moses. So Moses het hierdie selfkompliment vir homself geskryf, of dalk was dit 'n selfproklamasie, iets wat hy oor homself uitgespreek het. Maar al die boeke wat Moses geskryf het, het Moses geskryf onder die leiding van God se Gees. So God het hierdie kompliment vir hom gegee. Ek glo ook, hierdie was die rede hoekom hy geluister het na Sipora se leiding, want hy was baie nederig. Nederigheid het 'n baie lang lys van voordele. Ons gebede word dan beantwoord. Ons sal volgens die bergpredikasie van Jesus die koninkryk van die hemele beerwe. En nederige mense is sommer die lekkerste mense om mee tyd te spandeer. So bid konstant vir die mans in jou lewe dat hulle sal nederig bly of nederig sal word. Onthou, die duiwel was uit die hemel uitgeskop omdat hy hoogmoedig was, die teenoorgestelde van nederigheid. 4. Die versoeningsagent. Eksodus 18. Moses verlaat sy vrou en sy 2 seuns en gaan terug na Egipte toe, om die Israeliete te bevry na die brandende bos insident.
Die volk word verlos en begin hulle wildernisreis. Tydens hierdie reis kom besoek sy skoonpa hom en bring Sipora en die seuns na Moses. Bid dat daar altyd sulke mense soos Jethro, die skoonpa sal wees tussen jou en die mans vir wie jy bid, soos die geval met Eliezer en Rebekka en Isak, dat God altyd agente sal plaas in julle lewens, wat sal maak dat julle weer intiem sal wees. Iemand wat sal help om 'n brug te bou wanneer dit nodig is tussen julle twee, om weer die verhouding te versoen. Ek het al gehoor van egpare wat dit hulle roeping gemaak het om rekonsiliasie te bewerkstellig tussen 'n verbrokkelde paartjie. Dalk is dit nog nie so ernstig in jou lewe nie, maar dalk het jy 'n bietjie van 'n versoeningsagent nodig in julle verhouding. Dalk stuur God vir jou 'n persoon of dalk is dit 'n roeping. Maar indien jy iets benodig soos 'n versoeningsagent wat jy kan nader trek, bid net daarvoor. Indien jy van hierdie gebed gehou het, gee asseblief ons 'n groot thumbs up en word een van ons subscribers om nog vele ander golden nuggets te kry. Deel ook jou getuienis met ons indien jy al enige deurbrake gehad het met jou gebede. So maak ons sy naam groot.